So, omdat ons kyk na hierdie scenario, waar dit teruggeweerkaats word van die mot na die vleermuis. Die vleermuis, die ontvanger, hy hoor die klank en die mot het dit gebot, so hy stuur die klank weer terug, so hy is die source. So in hierdie geval, en hy stuur dieselfde klank terug, is die, ek het daar vir jou gesê, die mot is die bron, die vleermuis is die luisteraar, so hierso moet dit omgeruil word. Die snelheid van die luisteraar is 0, want hulle sê vir jou stilstaande vleermuis, en die snelheid van die bron of die source is wat ons wil gaan uitwerk. Hoe vinnig beweeg die mot? En hierdie is die vleermuis. Okay, so in hierdie geval is dit minus Fs, en hierdie is 'n plus 0. Okay, nou hier is waar die wiskunde moeilik raak. So ek gaan net gou saam met jou stappie vir stappie hierdie wiskunde doen. Alright. So, hierdie is mos nou een term. Okay. Die ding wat ek soek hierso, want so hierdie is soos om te sê 2 oor x maal 5 byvoorbeeld. Okay? Hierdie alles maal mos met mekaar, tegnies. So ek hoef niks eers te doen en dan die ander ene te doen nie. So ek wil daai x, hierdie ding hieronder, uitkry. So wat gaan ek om? Ek gaan uitmaal of aan die ander kant toe vat. So ek het 3 minus 4s, dis my een term wat ek uitvat. En dat ek 3, ek gaan nou daai plus 0 wegvat. Oor 2, 0,3 maal 10 to die mag 3, maal met 2 maal 10 to die mag 3. Kijk, so vir daai ding dan oor, onder. Onder toe en daar hele betrek is op toe. Oepsie. Okay, dan kry jy 3 minus 4s is 321,42, né? Goed, nou soek jy nog vir 4s, en hy is 'n minus, so ek vat hom aan die ander kant toe, en dan gaan ek hierdie kant ook mos minus, so dit gaan wees 3 minus 321,42, van 4s, so 4s is 1,58 meter per sekonde. Jy ook dit gekry? Sê weer? Dit hang waar jy afgerond het. Ek dink ek het hierdie antwoord afgerond. Okay. So, daar sal in 'n tussen vir eksamen sal daar 'n range wees van waar jy afgerond het, maar eintlik wil jy in die laaste finale antwoord afrond. Dan wil ek nou nog iets vir julle gesê. Hulle vra vir jou, bereken die grootte van die snelheid. As hulle nie gesê grootte van die snelheid nie, as hulle net gesê snelheid, dan moes jy gesê die rigting, moes jy gesê na die vleermuis toe. Okay, maar hulle het nie gesê grootte, so dis sharp. Okay, kom ons kyk gou by vraag 6. Sê hulle vir jou, ambulans beweeg in 'n konstante snelheid van 30 meter per sekonde na die hospitaal toe. Die sirene van die ambulans bring 'n klank voort teen 'n frekwensie van soveel, neem die spoed van klank en lig as soveel. Okay, so die spoed van klank en lig is 340 en hulle sê vir jou die frekwensie van die source van die luisteraar, nie vir so luisteraar, die bron is 400 Hz. Okay, dan sê hulle vir jou die ambulans, so die spoed van die source is 30, want die ambulans is die source, hy gee die klank uit. Okay, goed, nou gee hulle vir jou so 'n prentjie, daar's 'n Y
Daar's 'n X en dan is hier sulke kolletjies, sien jy? Okay, maar dit lyk nou nie presies die prentjies in nie, maar julle kry die idee. Nou vra hulle vir jou, hulle sê eers, die diagram toon die golflengte van die klank wat deur die sirene voorgebring word as gevolg van hierdie beweging. Okay, so sien daar is die golffronte, maar ons sien hulle word daar saamgedruk, né? So hulle gaan soontoe. En die vraag sê die ambulans beweeg bla 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 na 'n hospitaal toe. So hy is besig om nie na 'n ongelukstoneel toe te gaan nie, maar hy is besig om van die ongelukstoneel na die hospitaal toe te gaan. Nou vra ek jou, aan watter kant is die hospitaal geleë? Lumay? Nee, want onthou, hy beweeg na die hospitaal toe, né? So hy druk die golwe saam, soos wat hy na hom toe beweeg. So dit is X. Nou vra ek vir jou vir 3 punte, nou dit is vir my besonderse baie punte. Vra vir jou, gee 'n rede vir jou vraag op 6.1. Okay, nou dit is soos wat ek gesê het op bladsy 1 in jou notas. As jy nou terug gaan na jou notas toe, dan sien jy, groot. Dan sien jy, ek het vir jou daar redes gegee hieronder. Ekskuus, bladsy 2 in jou notas. Redes gegee daaronder, maar ons gaan hom nou moet toepas op ons vraag. Okay, so ons gaan hom moet toepas op ons vraag. En kom ons gaan na die ding toe. En dan gee hoekom is dit by X? En ons gaan hom nou agterste voorom doen. Want ons gaan begin met ons sien die golffronte of die golwe is saamgedruk aan X se kant. Okay, so ons gaan daarmee begin. By X is golwe saam gedruk, of jy kan sê saam gepers ook. Okay, en dan sê jy, hulle sê vir jou daar in die begin, dat die ambulans beweeg na die hospitaal toe, omdat ambulans, hoeveel A's is daar? 1. Na hospitaal beweeg, sal golwe saamgedruk word. En dan hoeveel punte? 3 punte. Dit was 'n derde punt. Nou, dat wordt gewoon saamgepaard. Oké, ik zie hier nog saam met hierdie memo nie. Maar dat sê niks van frekwensie nie. En nou is golwe. Okay. By X is golwe saamgedruk, omdat ambulans na hospitaal beweeg, sal golwe saamgedruk word. Hulle vra niks veel van frekwensie nie, nee. Nee, hulle vra niks van frekwensie nie. Maar ek sien in die memo praat hulle oor frekwensie. So, want gewoonlik sal hulle vir jou vra, waar sal jy die frekwensie hoor wees, of hoe sal hulle die frekwensie ervaar of opneem by die hospitaal? So dink ek, so wat jy, ek sal sê, hierdie is jou 3 punte daar, maar wat jy ook dan kan bysê is, dus sal frekwensie hoor by X wees. Goed, nou vra hulle vir jou, bereken die frekwensie van die klank van die sirene wat deur 'n persoon gehoor word wat by die hospitaal staan. So die persoon staan by die hospitaal, so die spoed van die luisteraar is 0.
Die spoed van die luisteraar is 0 en hulle wil weet wat is die waargenome frekwensie. So die frekwensie van die luisteraar wat hy hoor. Okay, so hierso kan jy nou sien tel die vraag 5 punte en dit is wat vir my sin maak. So ons gaan na die formule toe en nou gaan jy sien ek gaan sommer dadelik nie my simbole invul nie. Plus minus. Ek gaan dit van toepassing maak op my vraag. Die ambulans beweeg na die hospitaal toe. So as hulle na mekaar toe beweeg, dan sit 'n plus bo en 'n minus onder. Okay. So ons wil weet wat is dit? Hierdie spoed is 340. Die spoed van die luisteraar is 0 want hy of sy beweeg nie. 340 minus wat was dit gewees? 30. En hierdie is 400. Wat kry jy, Bobby? 438.7. En maak dit vir jou sin. Om hoekom? Dit beweeg na hom toe, so die frekwensie wat hy hoor, moet hoër wees. 6.4 sê hulle vir jou. 'n Verpleegster sit langs die bestuurder in die passasierssitplek van die ambulans, soos dit die hospitaal nader. Bereken die golflengte van die klank wat die verpleegster hoor. Okay, so die verpleegster gaan die frekwensie hoor wat hy uitgee, want die frekwensie beweeg saam met die klank. Okay, so die frekwensie, die verpleegster is nie die een wat daar op die trappe staan en wag nie. Sy beweeg saam met die klank. So die frekwensie wat sy hoor is die werklike regte egte frekwensie. Die spoed van klank is 340 en hulle vra vir jou vir die golflengte. Oeps, nee, daar het ek verkeerd ingevul, skus tog. Try in mind if you are ready. .0,85 meter. Okay, nou graad 12, of nou julle twee, gaan ek na 'n moeilike som gaan. Okay, moeilik. Ek dink dit is vraag, ek kan dit seker maak, hierdie is die moeilike ene, een van hulle was die moeilike ene. Met hom, dit was aan die snelheid, was dan die grafiek toe en die verandering van die frekwensie. Ja, gaan na vraag 11 toe vir my asseblief. Ja. Okay, so vraag 11 is 'n moeiliker tipe vraag want sy wiskunde is moeiliker en met 'n langer som doen. Okay. Hulle sê daar vir jou 'n polisiemotor wat teen 'n konstante snelheid beweeg met sy sirene aan, ry verby 'n stilstaande luisteraar. Okay, so jy staan teen die kant van die pad, hier kom die polisiemotor. Wat gaan hy? Die grafiek toon die verandering in die frekwensie van die sirene se klank wat deur die luisteraar waargeneem word. Okay, nou vooral vir jou stel die Doppler effek in woorde. Nou as jy so vinnig hierdie vraag scan wat ek vir jou uitgeprint het, nê, dan sien jy by vraag 1 vra hulle die Doppler effek. By vraag 3 die Doppler effek. By vraag 4 Doppler effek. By vraag 7 die Doppler effek. 8 die Doppler effek. 9 die Doppler effek. 11, 12, 13, 14, 15. So by meeste van hierdie vrae vra hulle vir die definisie van die Doppler effek. Okay, so jy moet daai definisie gaan leer. Ons letterlik een definisie in die hoogste. Net een. Okay, so asseblief gaan leer om uit jou kop uit. Ek dink ek gaan sommer maak vir die volgende klas 'n spoedtoets oor die Doppler effek. Die definisie. En as jy dit verkeerd het, gaan jy dit 20 keer moet uitskryf. Want dit is letterlik een sin.
Kom ek pauze slank op die groep, terwyl julle die definisie uitskryf. Goed. Vraag 11.2 julle. Skryf die frekwensie, kom ons kyk net gou na daai grafiek saam. En want ek het vir jou gesê as jy grafiek kry, dan smaal jy van oor tot oor. Want dit is vir jou lekker. Dit gee vir jou visueel inligting. Jy hoef nie te lees nie. Okay, so kom ons kyk gou hierdie grafiek, né? Daar sien jy 'n frekwensie en daar sien jy 'n tyd. So jy sien, eerste word daar frekwensie gehoor van 170 en dan word daar frekwensie gehoor van 130. Ok. Ekskuus tog. Hallo my, hierdie is die frekwensie wat die luisteraar hoor van die ekskuus van die polisie se sirene of wat ook al. Sê vir my watter een hoor sy of hy as die polisie nader aan haar kom. Dis 170, want dis die hoogstene. En as dit weg gaan, is dit obviously 130 laagstene. Weet ons wat is die actual sirene? Kan ons sê dit is 150? Ons kan nie dit sê, ons weet nie. Okay, so wat ons hierso nie het nie, is die frekwensie van die source. Dit het ons nie. Okay. Nou vra hulle vir jou eers, skryf die frekwensie van die klank neer wat deur die luisteraar waargeneem word soos die polisiekar nader, dit is 170 en wegbeweeg is 130. Nou, as hulle vir jou gesê het, kyk hierdie fyn goedjies. As hulle vir jou gesê het, skryf die frekwensie van die klank neer in hertz. Dan kon jy net gesê het 170, 130, want hulle het klaar vir die eenheid gegee. Maar omdat hulle nie vir jou gesê het in hertz nie, moet jy die eenheid ook gee. Ok, so hierdie ene was gewees, vraag 1 is 170 hertz en 11.2.2 is 130 hertz. Ok, 11.3 sê hulle vir jou. Bereken die spoed van die polisiemotor, neem die spoed van klank en lig as soveel. Ok, so ons het twee, ek wil sê, inligtingsgoeders. Ok, ons het as hy nader gaan en ons het as hy wegbeweeg. Ok, as hy nader gaan, ons weet wat hy die luisteraar hoor is 170. Die spoed van die luisteraar is 0, want sy beweeg nie, of hy. Die spoed van die source is die vraag. Wat is die spoed van die polisiemotor? Die frekwensie van die source het ons nie. En dan die spoed van klank sê hulle vir jou is 340. So daar het ons twee goeders nie. En as ons kyk, as hy wegbeweeg, presies dieselfde. Die spoed van die luisteraar is 130 in die tabel. Die frekwensie van die luisteraar is 130. Die spoed van die luisteraar is 0. Die spoed van die bron, die polisiemotor, weet ek nie. Die frekwensie van die polisiemotor is nie gegee nie. En die spoed van klank en lig is 340. Ok, so jy het vir albei scenario's na hom toe en weg van hom af, het jy twee onbekendes. Nou as jy onthou van Newton se wette, as jy twee onbekendes het in twee verskillende scenario's, wat gaan jy doen? Gelyktydige oplossing van vergelykings. Ok, so hulle hou nogals van so 'n tipe vraag vra. Dis daar. So kom ons kyk gou hoe gaan ons hierdie doen.
So as hy nader beweeg, is dit mos 'n plus bo en 'n minus onder, as hy wegbeweeg, is dit 'n minus bo en 'n plus onder. Okay, so dit 4 plus, net plus, minus, en die dek 4L. Okay. En dan gaan ek my waardes insit. Okay, so, waar is die ding wat ek soek? Die ding wat ek soek is hierdie ding. Okay, so daai is die spoed van die bron van die polisiemeter, dis wat ek soek. En hierso is die ding wat ek nie het nie, die onbekende ding, vir albei. So wat ek gaan doen is, ek gaan hierdie gaan verander, gaan herrangskik aan daai kant, dat ek kry, bla 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 is gelyk aan VS. En hierso dieselfde gaan so toe vat, bla 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 is gelyk aan VS. Want die frekwensie van die bron, die frekwensie wat die polisiemotor uitgee, moet tog dieselfde wees die hele tyd. So en dan gaan ek hulle twee gelykstel aan mekaar. So hierdie is soos 'n breek. En om te deel met 'n breek is om ons te maal met die resiprook, die omgekeerde, die inverse. So ek gaan hierso hê 170 maal met 340 minus VS oor 340 is gelyk aan FS. So ek het hom opgevat en hom afgevat. Dieselfde hierdie kant. So dan het ek daai twee vergelykings en ek gaan hulle twee gelykstel aan mekaar. Ek gaan net daar stop vir 'n oomblik, ek julle opvang en dan moet julle vir my sê of julle vashak of verstaan of nie verstaan nie. Okay. Yes? Colby, is jy met my? Jy sharp? Okay. Dan sien jy, sê maar ek wil nou hierdie 340 wegvat, nê? Dan gaan ek so toevallig gaan ek maal met 340 en dan kanselleer hierdie twee goeders mos eintlik met mekaar uit. So as hulle goeders aan dieselfde kant kom en hulle albei is een term, dan kan jy hulle net uitkanselleer met mekaar. Okay. Dan volgende ding wat ek doen, want hierdie is nou net wiskunde, nê? En daar's 'n paar stappe hoe jy hierdie wiskunde kan doen. Die volgende ding wat ek gaan doen is ek gaan sê reg, hierdie ding aan die linkerkant, daai met die VS, gaan ek daar hou. So ek gaan daar 170 probeer wegvat. So ek gaan hom deel aan hierdie kant, die 170. Okay? So ek gaan hê 340 minus VS is 130 gedeel deur 170, 340 plus VS. So ek gaan dit gou in my sakrekenaar intik. En dan kry jy 340 minus VS is 0,7647. 340 plus VS. En dan gaan ek hom inmaal. Daai kant. So ek kry 260 plus 0,7647 VS.
Okay, dan gaan ek daai VS soon toe vat. Want by die VS plus, dan gaan ek daai 260 soon toe vat om te minus. Okay, so ek het hierdie kant 340 minus 260 en ek het hierdie kant VS plus 0,76. Ek gaan nou net afrond VS. So wat is daai? Is dit 80? 80 en hierdie is 1,76 VS. Want onthou dis dieselfde as om te sê x plus 7x. Ek plus nou net 1 by. En dan kry ek vir VS. Pietie. Kry jy 45,46 meter per sekonde. Is ek reg? Check kom. Of 11. Ja. Jo, my afronding is net bietjie verkeerd. Okay, is julle met my? Goed, hoe vat ons hierdie nou weer na meter per sekonde, 8 km per uur toe? Hulle het nie dit gevra nie, ek vra sommer net jou. Jy maal met 3.6. Nee, kos kyk gou maal met 3.6. Hoe vinnig beweeg jy die polisiemotor? Hy snol. Kilometer per uur. Ja, soms vinnig. Alright. Goed, so julle kry die idee as hulle dit so vra vir julle. Okay. Nou, julle toets.